Goeiemôre en ook baie welkom by vanoggend se erediens en dit ons hier as Ring van Alberton, maar ook as gelowiges op 'n ander soortige manier bymekaar is. Ek wil graag vir jou dit toewens dat dit vir jou heilig, spesiaal en kosbaar mag wees, ook op hierdie oggend. Ek wil jou vra om voor te berei dan ook vir hierdie diens of vir ons saam wees. So ek gaan vir jou vra om vir 'n oomblik net rustig te word en te fokus op hierdie geleentheid en dit waarmee ons besig is. Ek hoop jy het jou kers al nader getrek en hom daar op 'n plekkie neergesit en hom ook aangesteek as 'n simbool van Christus se teenwoordigheid terwyl ons as gelowiges hier saam is. En dan natuurlik ook kleiner kersse vir elkeen in die gesin waar jy dit ook kan aansteek en daarby kan sit. As ons reg is en jy rustig is, dan wil ek graag die geleentheid gebruik om die voorreg te hê om jou te mag groet met die seën van die Here. Christus groet vanoggend dan ook sy kerk, die een wat mens geword het. En ons, sy hande en sy voete, kom dan ook saam met die hele skepping en groet ook op hierdie oggend ons koning. Wees gegroet, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Net daar waar ons sit, ek gaan self eers voorgaan met 'n gebed en dan gaan ons vir jou geleentheid gee dat jy ook self mag stil word. Kom ons bid saam. Here ons Here, baie dankie vir die voorreg wat ons mag hê om op hierdie oggend ook U te mag gaan bid. Om in U teenwoordigheid te wees as ons opgestaande Here. Dankie dat U ons seën en ons saam wees, ook in U teenwoordigheid, hier en nou. Mag U Gees ons seën met 'n ontvanklikheid vir U woord en vir U stem. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. En wie hom roep, wie hom noem, Heer in hemel Vader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. En wie hom noem, wie hom
Vanoggend gaan ons terugkyk. Ons gaan terugkyk sodat ons weer kan leer om vorentoe te kyk. Ons gaan terugkyk na die bekende gemeente van Efese. Die hawestad aan die westelike kant van Klein-Asië, daar waar daar om en by so 250.000 mense gewoon het, uit verskillende agtergronde, verskillende oortuigings, verskillende kulture, en natuurlik die groot tempel van Artemis wat daar staan. Die stad wat optree as die beskermheer, of die beskermstad van die tempel van Artemis. En dan natuurlik heers daar 'n konteks van vervolging en swaar kry vir Christene. Baie Christene wat ook hulle geloof verloor het binne moeilike omstandighede. Ek wil jou nooi om saam met my te lees as jy jou Bybel nader trek, daar uit Openbaring 2 vanaf vers 1. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leuenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen wat julle weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle daarom in julle guns. Julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit verafskie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Net tot daar. Die Here Jesus hou die leraars, die dominees, die sterre in sy hand van hierdie gemeentes. Hy beskerm hulle, hy bewaar hulle. En dan, sommer dadelik in die volgende deel van daardie eerste gedeelte, leef Christus tussen sy gemeentes. Die kerk hier op aarde, waarvan ek en jy natuurlik deel is. Die 7 goue lampe. Hoe leef hy tussen ons? Deur die Gees, deur die Heilige Gees, wat van ons ook natuurlik iets vra. Ons reaksie daarop, ons gehoorsaamheid. Wanneer ek vanoggend saam met julle hierdie gedeelte van die brief van Efese lees, dan hoor ek, en ek vertrou ook, dat jy dit saam met my hoor, dat Christus werklik sy kerk ken. Hoekom? Omdat hy so naby aan sy kerk leef, aan my en aan jou. Hy leef so naby aan hulle, so naby aan ons. En dan, hierin word Efese so 'n bietjie bevind hulle self op 'n baie ongemaklike plek, waar die Here Jesus sê, maar ek het dit teen julle, dat julle my nie meer lief het, soos in die begin nie, maar dat julle julleself waarskynlik baie liewer het. En dan kom hierdie baie duidelike, ernstige opdrag, bekeer julle. Laat julle harte, julle denke, julle dade, laat dit verander. Kyk terug en onthou daardie dae. Werk daaraan om weer so lief te wees vir hom. Skerp julle liefde op. En dan wil ek jou graag vra om vir 'n oggend, vir 'n oomblik aan jou eie geloofslewe en jou verhouding met die Here te dink.
Dink dalk aan jou bekeringsdae, of daardie geleentheid wat jy die Here Jesus vir die eerste keer ontmoet het. Dink aan hoe geesdriftig jy daaroor was, nê? En hoe entoesiasties jy daaroor was. Omtrent jou verhouding van in die Here Jesus en jou geloof. Dink aan hoe lief jy hom gehad het. En dalk in hierdie Pinkstertyd, hier so saam met die 7 gemeentes van Alberton, so binne in die tyd van die COVID-19 pandemie en die ekonomiese krisis wat ons beleef, mag dit ook so wees, dat ons geestelik in hierdie tyd mag verdiep. Dat ons dalk mag terugkyk, mag bekeer en leer om op 'n ander manier ook weer vorentoe te kyk. Dat ons weer mag leer om op 'n ander manier die Here Jesus lief te hê. Ek kan nou terugkyk en bekeer. Of dalk, soos professor Jan Durant dit ook noem, kom teruggee aan dit wat God vir my gedoen het. Wat het God aan my gedoen? Of vir my gedoen? Dadelik dan dink ek as gelowige aan die kruis, nê? Dit wat op die kruis gebeur het, dit wat daar op Golgotha plaasgevind het. Ek dink aan die leë graf, die oorwinning van die dood. Ek dink aan die opstanding. Ek dink aan die Here Jesus wat leef. Ek dink aan die hemelvaart. Dit wat ons ook donderdag aand saam as gelowiges herdenk het, saam met hom die dreier. Ek dink aan die Heilige Gees wat ek ontvang. Ek dink aan die ewige lewe wat ook vir my bedoel is. Tel jou seëninge, selfs in tye van lyding en vervolging. Dis ook hier, waar ons as gelowiges onsself in die jaar van 2020 mag vra, hoe lyk ons karakter as gelowiges? Hoe lyk ons liefde vir die Here Jesus? Doen ons soos wat ons in die begin gedoen het? Christus ken ons, in terme daarvan dat hy weet wat ons doen, ons werk, ons arbeid, dit wat ons vir hom doen. Maar veel meer is dit, hy ken ons harte, hy ken ons wese. Christus het dit natuurlik teen die gemeente van Efese, dat hulle hom nie meer so lief het soos vroeër nie. Johannes skryf natuurlik dat Jesus hulle baie goed ken, hulle arbeid baie goed ken, hulle volharding. Waarmee was die kerk besig? Of dalk is dit wat ons vandag ook mag vra nie, waarmee is ons as kerk besig? Waarmee is ons as gelowiges besig? Is dit nog 'n lewe van toewyding aan die Here Jesus in die werk waartoe hy ons roep? Hoe lyk ons arbeid vir die werk wat ons vir hom doen? Nee, hoe lyk ons volharding? Hoe lyk ons volharding van die kerk, van ons as gelowiges? Is ons nog gefokus op Christus? Is ons nog gefokus op die liefde wat hy vir ons het? Is ons nog gefokus op die roeping wat hy vir ons gee? Veral ook in moeilike tye soos hierdie. Selfs daar waar ek moet opoffer en daar waar dit my iets gaan kos, hou ons aan, druk ons deur, is ons geesdriftig, hou ons aan met hoop, en het ons die Here nog regtig lief. Hier is die opdrag, bekeer julle, bekeer julle. Vanoggend wil ek graag vir jou vra, en dan vra ek ook dit vir myself. Het jou liefde vir Christus oor die jare afgekoel? Hoe lyk jou en jou gesin se verhouding met die Here Jesus? 'n tweede vraag wat ek graag aan jou wil vra is, waarvan moet ek bekeer? Waarvan moet ek bekeer? Dit wat in my hart leef, dit wat in my denke leef, dit wat in my dade leef. Wat is dit wat tussen my en die Here Jesus staan? Hierdie opdrag wat aan Efese gegee word, bekeer julle, het uiteraard ook 'n resultaat. En daarom nooi ek jou om weer saam met te kyk na vers 7. Vers 7 lees, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê.
Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Met ander woorde, wees gehoorsaam. Nee, wees gehoorsaam. Jy wat kan hoor, nee, jy wat hoor, ek, jy, hoor, luister. Luister aan dit wat die Gees vir ons sê. Daar is oorwinning waaraan ek en jy kan deel. Die oorwinning om te kan eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God staan. 'n derde vraag wat ek graag aan jou wil vra is, wil jy graag deel in hierdie resultaat van die opdrag? Gee jy gehoor aan wat die Gees dalk vanoggend vir jou mag sê, of selfs ook tydens die res van hierdie tyd wat ons Pinkster saam vier? Wat is dit wat die Gees vir jou sê? Laat hy jou vernuwe en gaan leef ook so. Wees gehoorsaam en volhard in moeilike tye soos hierdie. Maar bo dit as, wees vir die Here lief. As dit jou begeerte is, nooi ek jou om vir 'n oomblik saam met my stil te word. Here, my Here, hier is ek. Ek stel my hande oop om vir U te kom werk, Here, om vir U te leef, om vir U lief te wees. Kom sit dit waarmee U wil hê ek moet besig wees, dit waaraan U wil hê ek moet volhard. Kom sit dit in my hande, Here. Vir U wil ek werk en ek wil my lewe opnuut aan U wy. Here, op hierdie oggend kom steek ek my hande op en ek sê, Here, ek wil aan U kom oorgee. Ek wil U lof kom besing. Ek wil vir U lewe, want ek het U met my lewe lief. Here, daar is net een God vir my. En U het my kom verander. Raak my aan, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Neem my lewe, laat dit hier U gevlei wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoon
Ek het die voorreg om dan ook vanoggend hierdie geleentheid af te sluit saam met jou in die naam van die Here. Mag jy hierdie seën ook ontvang en mag jy dit jou eie maak. En mag jy in hierdie seën wat jy ook vanoggend mag ontvang, mag jy daarin leef. En mag jy vir die Here lief wees. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. En die Here sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor. En die Here sal vir jou vrede gee. Amen.